Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is vandag Woensdag 25 Maart. En vandag gaan ons stil staan by Psalm 130. Of eerder, ons gaan wag by Psalm 130. Ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, bring my gedagtes tot rus. Help my om na U te kom, sonder om te stry, sonder om te pleit, sonder om enigiets te vra, behalwe om te mag bewus wees van U stille teenwoordigheid. Gee my nie geduld wat nodig is om nou by U te wag. Help my om my skuld, my skande, my skaamte hier by U neer te lê en dit hier te laat. Neem dit weg, was dit skoon, reinig my en tel my op uit hierdie diepte plek. Lig my op, Here, na waar U vrede leef. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Psalm 130 uit die 2020 vertaling. 'n pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here. My Heer, hoor tog my stem. Laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes. As U sondeskuld toereken, Here, my Heer, wie kan aanstaande bly? Maar by U is daar vergifnis, sodat U ontzag afdwing. Ek wag op die Here. My hele wese wag. En op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op my Heer. Meer as wagte op die môre, ja, wagte op die môre. Israel, vestig jou hoop op die Here, want by die Here is troue liefde, by hom is volkome bevryding. Dit is hy wat Israel bevry van al sy sondeskuld. Ons begin waar elke reddingsverhaal moet begin. In die dieptes. Lees ons hierdie psalm, dan bevind ons onsself nie in 'n vlak poeltjie nie, maar in die donker, versmorene plek, waar sonde en skuld so seewater op ons druk, waar mislukking finaal voel, en waar skaamte fluister, jy is verlore. Dan hierdie openingswoorde van die psalm, hierdie woorde wat oor eeue ikoniese woorde uit die Bybel uitgeword het. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Dit is 'n eerlike beginpunt van 'n psalm, maar is ook die beginsel van die begin van die evangelie. Ons is versink, ingesluk, afgetrek, uitgelewer, oorgelewer aan dood. Ons kan onsself nie optel nie, maak nie saak hoe hard ons probeer nie. En die psalm kom herinner ons dat as God 'n volmaakte rekord van elke verkeerde, stikkende, seerkry ding sou hou, elke skerp woord, verborgde motief, herhaalde sonde en mislukking, wie sou dan nog kan staan? Niemand nie.
En dis by hierdie wete wat die Psalm dan draai. Dit is soos 'n eerste straal van die dagbreek wat die wagters op die môre kan sien. Maar by U is daar vergifnis. Nie miskien nie as jy harde probeer nie nadat jy jouself eers uitgesorteer het nie. Nee, eenvoudig, by U. By hierdie heilige, regverdige, liefdevolle God is daar vergifnis, redding en herstel. Psalm 130 is die hart van die goeie nuus in net 8 kort verse. God behandel ons nie volgens wat ons verdien nie. Hy maak 'n weg waar daar geen weg is nie. Vergifnis is nie 'n teensinnige toegewing nie. Dit vloei uit sy wese self. En omdat dit vir ons gratis is, wek dit eerbied in ons. 'n Heilige ontzag wat sê, hoe kan ek nie so God aanbid en dien nie? En daarom wag die digter by hierdie belydenis dat daar by die Here vergifnis is. En hierdie wagtende digter, dis nie met gevoude arms en verveelde sigte nie, maar met sy hele wese uitgestrek na God. Waawyd wakker, soos 'n nagwag wat die horison fyn dophou vir die eerste lig. Ek wag op die Here. My hele wese wag en op sy woord stel ek my hoop. Meer as wat wagters wag op die môre. Hierdie wag is nie wanhoop nie. Dit is verwagting. Dit is vertroue. Want die woord van die Here het reeds vergifnis en verlossing kom aankondig. En dit is waaraan die digter hom vashou. Aan die woord. Ons sou dalk kon sê aan God se wet, of dalk eerder aan God se verbond, sy beloftes, en aan God self. Hierdie woord wat vlees kom word het en onder ons kom woon het. En kyk dan hoe hierdie hoop wat in die digter leef begin uitkring na buite. Wat waar was vir een desperate verlore siel word nou 'n uitnodiging aan 'n breër gemeenskap. O Israel, hoop op die Here, want by die Here is troue liefde en by hom is volle verlossing. Hy self sal Israel verlos van al hulle sondes. Al hulle sonde. Nie die meeste nie, nie net die kleintjies nie, alles en almal. En daarom is Psalm 130 'n volledige evangelie in die kleine. Ons is in die dieptes nie in staat om onsself daar uit te kry nie. God bied vergifnis en volle verlossing betaal deur sy troue liefde. En ons reageer eerlik, ontvang genade met eerbied, wag verwagtingvol op sy woord en roep dan ander na dieselfde hoop. Terwyl ons hierdie Psalm in lydenstyd lees, moet ons mekaar herinner dat ons is hier eeue voor die kruis. En tog sing hierdie Psalm reeds die evangelielied van Jesus. Hy het self in die uiterste dieptes afgedaal vir ons. My God, waarom het U my verlaat?
En hy roep dit uit, sodat niemand ooit weer dit hoef uit te roep teenoor God nie. Vandag, in watter diepte jy jouself ook al bevind, skuld, hartseer, mislukking, vrees. Die klein evangelie echo nog steeds die grootste evangelie ooit. Daarom, roep uit, by hom en wag. Wag en wag. En laat die goeie nuus van Psalm 130 dan in jou opstyg vanuit die dieptes, vers vir vers, totdat jy met jou hele menswees, saam met die wagters die dagbreek met blydskap tegemoet sal gaan. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.